Right, sukkel jy met dubbelbewerking voordat jy begin plant? Ons is hier Bokkie Boer maak 'n plan in samewerking met BED in Ventersburg se area. Hier agter my is 'n ongelooflike masjien. Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Hallo Gert, hoe gaan dit met jou? Albert, goed met jou? Nee, kyk, ons kan nie kla nie. Veral as dit so lyk nie. Ja, hulle sê mos die Vrystaat doen niks half nie, né? Nee, dit is maar 'n interessante wêreld die. Ja. So, verduidelik vir my bietjie, wat doen julle hierso op jou plaas? Waarmee boer jy? Kom ons brei bietjie uit daaroor. Ek is die plaasbestuurder hierso van Stella Wagyu. Ons primêre boerdery hierso is die Wagyu kudde. En dan doen ons nou saam met dit, dis ons maar met die saaiwery besig. Ons het ons plant maar mielies en sonneblom. Dis nou maar waar die game mekaar kom. En dit is juist hoekom ons hier is. Ons kyk nou na hierdie ongelooflike gedoente wat hier by mekaar geslaan het. Maar voordat ons daarby kom, die groot ding waarna ons geraak het was dubbelbewerking voordat jy begin saai. Ja. Verduidelik vir my 'n bietjie meer daaroor. Want Albert, ons het 'n probleem gehad om die implement te kry wat ons op 'n spoor kan laat loop saam met die planter. En ons het 'n masjien gebou en die masjien het toe nou nie na my sinne lekker gewerk nie, want ons wil ons pre-planting op sekere dieptes doen en al daai tipe dinge. En toe ons hier na die Bokkie Ripper kom kyk het ons gesien maar okay, sy tandspasiering is dieselfde as wat ons planter mee gebruik is op die 7.6 en ek dink toe om hierdie hoe sê die kunsmistoediening sommer saam met die Ripper in te sit terwyl ons nou maar aangaan met die saaiery en so om juis 'n bewerking uit te skakel vir die dubbelbewerking met diesel is ons maar die ding. Ja, dit is maar een van die groot goed, diesel is so, maar kom ons hardloop 'n bietjie deur wat ons hier het. So ek raai hier bo het ons nou die monosem bakke. So dit is nou waar jou kunsmis kom. Ja, dis korrek. Het ek dit so reg. Dan gaan ons hier na ek het 'n fan hier in die middel opgesit juis oor ons die probleem gehad het van gravitasie gaan nie lekker werk hierso nie. Ja, is nie baie hoog van die grond af nie. Nee, dit ook en dan die probleem is die tand sit hier agter. So ons kry nou op ek sê 'n parallelle lyn moet ons nou kunsmis toedien. En daarvoor toe besluit ons toe nou om 'n fan op te sit en om hom wind te gee, laat ons die kunsmis daar van die bakke af hier agter by die tand te kry. En dan het jy gesê van die fan af kom nou basies in hierdie pype in wat nou hier deur jou voerstelsel loop en jy het hier gepraat van jy het hom so gemaak dat hy 'n Venturi effek het. Vertel my 'n bietjie meer van dit. Ja, hier sit ons 'n gewone swembadpyp, 'n swembadfitting gevat, 'n T-stuk. 'n gaatjie daar, 'n geslootjie daar aangesny en 'n stukkie plastiekie ingedruk sodat hy kan versnelling kry. En terselfdertyd bietjie die kunsmis saam kan suig en hom versnel reg deur die pyp tot agter by die tand. En dan gaan hy nou hier en dan kom hy in hierdie ding in. Jy het ook genoem van hierdie is 'n exhaust. So dit is nou om seker te maak dat daar nie goed vashak soos dit hy nou uiteindelik in die grond ingaan. Ja, laat mens die oortollige lug dan nou hier laat ontsnap en sodat hy dan nie daai blertjie gooi nie, dat hy eenmalige stroom uitgooi. En dis toe nou maar wat ons toe nou maar met die plan uitgekom het, ook maar so hier het hy ook so 'n plaatjie in wat ook so tipe van 'n skeiding gee waar die korrel afkom en hier onderdeur die wind weer uitgaan terug buite toe. So verduidelik my bietjie vandat jy hierdie ding begin gebruik het, wat was die groot verskille wat jy agtergekom het? Tyd. Ons wen tyd. Jy het nie nou nog 'n trekker wat moet hardloop om te gaan plant nie. Jou pre-planting is klaar gedoen, jou kunsmis is daar, as die Ripper deur is, dis basies nou net wag vir die planter om te kom. En dan een ding wat ons gekry het op hierdie stelsel is effektiwiteit. Want ons kry nou die diepte wat ons hom wil insit, kon ons verstel met hierdie ekstra stuk casing wat hier ingesit het, is juis om verstelling te kan maak. En dan natuurlik, so kry ons nou suurstof ook saam met die kunsmisprodukte in die grond ingesit. En ek dink persoonlik, hierdie ding het my hierdie jaar redelik goed gehelp om net voor te kom vir 'n slag. Jy sê hy het so goed gewerk, jy kon nie eers in jou lande kom om te stroop nie. Ja, ek moet sê, jy is van die wenakker af as jy voorwiele van die stroper afklim, daar sit jy vas. Daar's nie eers tyd vir 2 tree vorentoe nie. Ja, maar dit is wat 'n mens nie heeltemal wil hoor nie, maar dit beteken daarom hierdie ding doen sy werk. Ja. So een van die groot goeters is kunsmis is nog steeds duur en jy wil seker maak dat jy mors nie jou kunsmis op die einde van die dag nie.
So verduidelik vir my bietjie, jy het ook genoem jy het 'n presisiesisteem en ek kyk ook nou na alles wat hier redelik met die ratte en die goed in die gang is. Verduidelik vir my bietjie, hoe werk julle voer van julle kunsmis? Kan jy hom verstel? Is alles so of is dit maar bietjie van 'n moeiliker situasie? Nee, eintlik dit is redelik eenvoudig. Ons het nou wel verder gegaan en gekyk na aandryfmetode vir die stelsel. Jy weet in die ou tyd het hulle altyd 'n wiel met 'n ketting gehad en die ding hy val halfpad deur die land af. Of jy kan nou 'n hidroliese motor insit, maar die tye kom waar jy nou stadiger moet werk, dan gooi jy nou meer as wat jy behoefte het. Toe integreer ons hierdie stelsel met 'n Raven controller, daarso wat hy van 'n PWM valve afloop. En ons kan nou binne in die skerm van die trekker kan ek nou ride control doen op hom en ek kan die variërend toepas ook op hierdie stelsel. So wat nou lekker is, na as jy ouetjie gekalibreer het en goeters, dis dit net skerm toe. Die land wil ek 100 kg neersit, by daai land wil ek 150 kg neersit en dan sit net 'n knoppie druk op die skerm en ons kry ons goeters uit. En ons het dan nou 'n bietjie vinnig geraak aan daai exhauststelsel. Hoe help dit met jou verspreiding van jou kunsmis? Is julle verspreiding egalig, netjies? Is dit kol? Vertel my 'n bietjie van dit. Nee, hy blaas hom basies egalig regdeur op 'n bank, op 'n lekker diepte. Byvoorbeeld een ding wat ons gebruik het hierdie jaar op hom is om kalkkorrels in te sit. Juist bietjie op die lande, net om hy boost te gee vir die kalsium. En so hy het 'n egalige breë band, soos ons hom oopgegrou het en gekyk het, sit daar 'n netjiese egalige band. Hy het nie daai happie missie nie. Iets wat jy nou ook genoem het wat my redelik opgeval het, is dit gesê blaas en dis nie 'n val storie nie. So hy gaan fisies en hy blaas hom in die grond en dit is nie dat dit half soos 'n korreltjie is wat net uitval nie. Nee, hy blaas hom. Hy gee hom so 'n bietjie spoed dat hy kan gaan. OK. Nee, maar dit is ongelooflik wat julle hier het. As daar iets is wat jy vir 'n boer wil sê in rakende hierdie, wat sal dit wees? 'n Stukkie raad. My eerlike opinie is as dit juist kom by kunsmis en tyd. Dis goeters wat ons weet tyd kan 'n mens nie koop nie. En die tyd is 'n ding wat jou vang. So om die sisteme aan te pak en so is doen maar daai ekstra bietjie moeite en doen 'n ding ordentlik, dan kry jy die resultate van dit uit. Vertel my bietjie, gaan jy hierdie ding op die mark sit om te verkoop of is dit nou maar net jou projekkie? Nee, ek dink dit is maar net ons projekkie wat ons hier so hou. Ek nie regtig die behoefte, ek dink daar's ander manne wat dit vinniger as ek kan bou. En dalk bietjie meer verfyn en so, maar soos ek sê is die workshop in die store is ook maar net 'n grinder en 'n welder. Nee, wat ek dink hierdie is maar net vir ons eie gebruik en om vir ons die lewe maklik te maak en wel as iemand ook 'n idee wil kry om 'n plant te sien hierso, dan 'n bietjie huiswerk gedoen op die ding. En mens kan dit help verfyn in daai tipe dinge. As hy Gert, dankie. Right, so daar het julle dit. Op die einde van die dag 'n boer maak 'n plan en dit is hoekom ons nog hier is. Hierdie ding hier agter my is werklik ongelooflik en jy spaar soveel tyd deur die funksies van 2 implemente met 1 te verrig. En op die einde van die dag, tyd is geld en 'n mens kan nie tyd koop nie. Dit is Farm Spice, oor en uit.